Goeiedag, baie welkom. Ons is op 'n reis om te verken wat beteken dit om 'n lewe van betekenis en hoop te leef. En ons vra die Here om ons te help, dat ons nie net kennis sal hê van hoe so 'n lewe lyk nie, maar dat sy Gees sal kom en in ons sy woorde sal inwerk, sy waarhede en sy uitnodigings. En ons vra hom vir wysheid om te reageer op dit wat hy vandag vir ons sê. Ons skrifgedeelte is uit Romeine 12. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Paulus gee vir ons die doel van vernuwing waarvan hy praat hier in Romeine 12. En hy sê, dit is sodat ons kan beproef wat God se wil in ons lewe is. Nou, dit is dalk belangrik om te sê, beproef beteken om te toets, te onderskei, te kyk of iets reg is. Dis soos wanneer jy goud toets om seker te maak dis suiwer. So toets ons besluite en begeertes om te sien of dit uit God se hart uitkom. Dit beteken, God se wil is nie altyd klaar uitgeskryf soos 'n instruksieboek nie. Dis eerder 'n pad in verhouding waar jy leer om te luister, te kyk en saam met hom onderskei. Nou, hoe onderskei ek in my lewe? Ons kan aan onderskeiding dink as om na twee landskappe te kyk, die uiterlike en die innerlike. Die uiterlike landskap is wat rondom jou gebeur. Mense, geleenthede, uitdagings, die nood in die wêreld. En God praat dikwels deur dit met ons en kom na ons lewe toe in dit wat ons sien en wat ons beleef. Jy kyk na jou gesin of jou werk, jou gemeenskap en jy vra, Here, wat roer u hart hier? Waar nooi u my in? En dan die innerlike landskap is dit wat binne jou gebeur. Jou emosies, jou drome, jou verlange en selfs jou vrese. God praat ook deur dit. En soms wys hy jou wat jou energie gee, en soms wys hy vir jou waar jy leeg raak. Dit neem energie weg. En hy herinner jou, hierdie bewegings in jou binneste is deel van hoe ek jou gemaak het. En wanneer ons hierdie twee landskappe saambring, wat om ons gebeur en wat in ons gebeur, kan ons begin onderskei. Dis nie altyd maklik nie, maar God lei ons so, nie net deur buiteomstandighede nie, en nie net deur innerlike gevoelens nie, maar deur die twee saam. 'n Voorbeeld. Jy wonder of jy 'n nuwe geleentheid by die werk moet vat. Jy kyk na die uiterlike. Is daar 'n behoefte wat ek kan vul? Is dit 'n oop deur? En dan kyk jy na die innerlike. Maar bring dit lewe in my of steel dit my vreugde? En jy vra dit saam met die Here. Jy vra, Here, help my om te sien wat u wil is. Nie net wat maklik is nie, maar wat my nader aan u bring en hoe u my vorm. Onthou, dis nie net wat ek doen nie, dis gaan oor wie is ek besig om te word. Nou, Paulus sê, laat julle gemoed vernuwe. Dit beteken, ons moet ritmes en praktyke hê wat ons help om te luister, om te onderskei. En hier is ook 3 eenvoudige stappe om dit in te oefen. Eerstens, skep stilte. Neem elke dag 'n paar minute om net stil te word voor die Here. Skakel die geraas af, sit af die foon. En in daardie oomblik sê net, Here, ek wil hoor wat u sê. Stilte is die grond waar onderskeiding groei. Dan, tweedens, skryf jou landskappe neer. Hou 'n joernaal waarin jy elke dag 2 vrae beantwoord. Wat het om my gebeur vandag, die uiterlike landskap? En wat het binne my gebeur, die innerlike landskap?
Wanneer jy dit oor tyd lees, gaan jy dalk patrone raak sien. Waar jy God se beweging ervaar, waar jy sy stem hoor, waar hy jou wil vorm. En dan derdens, toets dit wat jy beleef en raak sien saam met ander. Onderskeiding is nie 'n solo aktiwiteit nie. God praat dikwels deur die liggaam van Christus. So deel jou vrae en jou gewaarwordinge met 'n geestelike vriend of in jou lewensgroep, jou selgroep of met 'n mentor. Hulle kan jou help hoor wat jy self miskien mis. Hier is 'n geleentheid vir jou om dalk het jy nie so iemand in jou lewe nie, na ons uit te reik. Ons het geestelike begeleiers, vriende op die reis saam, wat graag saam met jou pad sal wil stap, om te luister na jou lewe, die grootsheid van jou lewe. Te luister, waar is die Here moontlik nou besig om 'n uitnodiging te maak, om 'n skuif te maak, of dalk net vir jou te sê, wag 'n bietjie. Jy hoef nie hierdie reis alleen te doen nie. As jy meer inligting oor 'n geestelike begeleidingsgesprek wil hê, is jy so welkom om na ons uit te reik. As jy net inligting daaroor wil hê, om te hoor waaroor gaan dit, wat kan jy verwag? Kontak ons gerus met die besonderhede wat aan die einde van die oordeenking op jou skerm kom. Die Here kom op verskillende maniere na ons toe. En mag jy vandag ervaar, soos jy in uiterlike omstandighede ingaan, geleenthede oor jou pad kom, besluite wat jy moet maak, mag jy ook bewus word van dit wat binne in jou gebeur. En mag hy jou die genade gee om te hoor waarheen hy jou nooi wanneer die uiterlike en die innerlike landskappe van jou lewe bymekaar kom. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U Gees ons lei, dat U met ons praat. Help ons om te luister vir U stem, U wat ons nooit los nie, U wat 'n hoopvolle toekoms vir ons drome beplan. Help ons om stil te raak, Here, en bewus te wees van dit wat in ons innerlike wêreld gebeur. Maar dat ons ook dit wat in ons uiterlike wêreld na vore kom met U deel. En mag ons so ons besluite neem. Mag ons so meer getransformeer word om te word wie U ons gemaak het om te wees. Amen.